Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 247 se aanlyn erediens. Vandag is Palm Sondag en ons dink terug aan die Sondag toe Jesus op 'n donkie Jerusalem binnegekom het. Die skare het hom soos 'n koning verwelkom, want hulle het geglo en gehoop dat Jesus die een is wat hulle van die Romeinse onderdrukking gaan red. Hulle het Hosanna uitgeroep, wat letterlik beteken, red ons nou. En baie mense het hulle klere op die pad oopgesprei en ander het palmtakke van die bome afgebreek en dit ook op die grond neergesit. Dit was hulle manier om hom te erken as 'n belangrike persoon. Dis amper soos wanneer ons vandag 'n rooi tapuit uitrol vir 'n belangrike gas of 'n bekende persoon. Jy maak die pad mooi en spesiaal om te wys, jy's welkom, jy's kosbaar vir ons. Maar 'n groot deel van die skare, wat hom op Sondag toegejuig het, en geglo het dat hy hulle redder is, het Vrydag geskree, kruisig hom. Nou wat het dan gebeur dat so baie mense se houding teenoor Jesus verander het, binne net 5 dae? Nou voordat ons die teks lees en verder dink oor wat op daardie eerste Palm Sondag gebeur het, wil ek hê ons moet 'n oomblik stil word. En ons moet vra dat die Heilige Gees ons harte sal oopmaak, sodat ons nie net hoor wat destyds gebeur het nie, maar dat ons ook sal raak sien wat dit vandag vir ons beteken. Kom ons bid saam. Here Jesus, open ons harte en ons ore, sodat ons U intog in Jerusalem nie net as 'n ou verhaal sal aanhoor nie, maar as 'n uitnodiging om U regtig as koning te verwelkom in ons eie lewe. Heilige Gees, help ons om te hoor, te verstaan en te verander volgens U wil. Amen. Ons lees vandag die skriflesing en die intog van Jesus in Jerusalem vanuit Matteus 21 vers 1 tot 11. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sal word. In Sagaria 9 lees ons, sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring,
van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het begin uitroep: Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: Wie is hierdie man? En die skare het geantwoord: Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. In Sagaria 9 vers 9 lees ons 'n profesie wat baie jare voor Jesus se geboorte uitgespreek is. Daar staan dat die Messias na die mense toe sou kom op 'n jong donkie. Nou, vir ons klink dit dalk vreemd, want 'n donkie is mos nog nie eintlik 'n koninklike dier nie. Maar in daardie tyd was 'n donkie glad nie so gewoon soos wat ons dit vandag sien nie. In die antieke wêreld was 'n donkie eintlik 'n voertuig van vrede. En prinse, konings en leiers wat in vrede na hulle mense gekom het op 'n donkie gery. Dis net die van hulle wat oorlog wou maak, wat op perde en strydwaans aangery gekom het. Nou toe Jesus Jerusalem binnery op 'n donkie, het hy baie duidelik gesê, sonder woorde, dat ek is die koning, maar ek kom nie om oorlog te maak nie. Ek kom in vrede. Ek kom om te red. Maar Jesus het nie gekom om hulle te red op die manier wat hulle in gedagte gehad het nie. Die mense het verwag, hy gaan die Romeine uitskop. Iemand wat dinge sou regryk op politieke gebied, maar ook fisies en prakties. Die mense het verwag dat die Messias soos koning Dawid sou wees, 'n vegter, 'n oorwinnaar. En toe Jesus op daardie donkie aankom, het alles vir hulle sin gemaak. Hy lyk soos die een wat die profesie sou vervul. En daarom het hulle hom ontvang met palmtakke en uitgeroep: Prys hom en red ons, Seun van Dawid. Maar die vraag is, was Jesus regtig die koning wat hulle gesoek het? Of was hy net iemand wat hulle kon gebruik om te kry wat hulle op daardie stadium wou hê? Onthou, ons het vroeër gebid dat die Here ons harte en ons ore sal oopmaak, sodat ons sy intog in Jerusalem nie net as 'n ou Bybelstorie sal aanhoor nie, maar dat ons dit sal hoor as 'n persoonlike uitnodiging, waar hy vandag weer vir jou vra: Sal jy my as koning in jou lewe verwelkom? So wees nou sensitief vir die Heilige Gees se stem, wat jou gaan help om hierdie vraag op jou eie lewe van toepassing te maak. Want dalk is dit juis die manier waarop Jesus jou wil help om 'n verandering in jou lewe te begin en ook anders oor Jesus, jou koning, te dink. So vra jouself die vraag: hoe sien jy vir Jesus? Is Jesus vandag vir ons regtig die koning in alle omstandighede? Die een aan wie jy jou hele lewe sal toevertrou? Of is hy net daar wanneer ons hom nodig het? Amper soos 'n hemelse helper of 'n 911 in tye van nood, wanneer ons siek is, of wanneer ons probleme by die werk het, of bang is. Want dan roep ons maklik: Hosanna, red ons asseblief. Dis maklik om Jesus te volg wanneer dinge goed gaan, of wanneer hy inpas by wat ons wil hê. Maar as Jesus begin inmeng in ons keuses, in ons gemak, in ons planne,
raak ons stem en ons uitroepe van bewondering dikwels stil. Of wanneer Jesus deur sy woord iets van ons vra, 'n stap van gehoorsaamheid, of 'n nuwe vorm van oorgawe, of 'n verandering waarvoor ons nie eintlik lus is nie, dan draai ons rug op hom. En Palmsondag wys vir ons hoe vinnig 'n Hosanna kan verander in 'n kruisiging. Jy sien, baie keer wil ons hê Jesus moet dinge vir ons regmaak. In ons werksituasie, in ons gesinsverhoudings, by ons finansies. En deesdae is dit ook al hoe meer die begeerte na gesondheid. En ja, hy kan ons gesond maak. Hy kan ons probleme oplos. Maar vir hom is daar iets wat nog belangriker is as dit. Dat ons harte sal verander. Dat ons verhouding met hom die belangrikste ding in ons lewe sal word. Belangriker as enige uitkoms of oplossing vir ons probleme. Want hy weet, as hy nommer 1 is in ons lewe, dan sal ons hom betrek by alles in ons lewe. Dan sal ons hom vertrou met oorgawe. Dan voel ons asof hy nie missing in action is, wanneer dinge nie uitwerk soos ons hoop nie. En dan sal ons nie meer verkeerde vrae vra nie. En dan sal ons nie leef met angs en bekommernisse nie, want ons ken hom, ons vertrou hom. En daardie vertroue, daardie nabyheid aan Jesus, gee vir ons die krag om te bly staan. Maak nie saak wat besig is in ons lewens nie. Jesus het op Palmsondag op 'n donkie Jerusalem binnegekom, nie net as 'n besoeker nie, maar as 'n koning vir ewig. En net so kom hy vandag nog in mense se lewens in. Maar hy kom nie net in om ons lewens of om dinge vir ons makliker te maak of al ons issues uit te sorteer nie. Hy kom in om ons koning te wees, ons heerser, ons leidsman, ook in moeilike tye. En nou kan ek nie help as om aan Jakobus 1 te dink nie. Jakobus gee vir ons 'n nuwe manier om na ons uitdagings te kyk en hy sê, wees baie bly, my broers, en ek voeg altyd by susters ook, wanneer allerlei beproewing oor julle kom, want julle weet, as julle geloof hierdie toets deurstaan, stel dit julle in staat om te volhard. En dan sê hy aan die einde van die teks, sodat julle geestelik volwasse kan word. Wanneer 'n mens vir die eerste keer hoor dat Jakobus sê, ons moet bly wees, as daar probleme oor ons pad kom, dan maak dit nie eintlik vir ons regtig sin nie. Dit voel amper verkeerd. Maar wanneer jy begin verstaan waarom hy so sê, sal jy ook binnekort uit ervaring kan getuig. Ja, die slegte dinge wat in my lewe gebeur, het my geloof verdiep en my ook geestelik volwasse gemaak. Ek gooi nou nie meer 'n tantrum wanneer die lewe nie loop soos ek dit wil hê nie. Ek het geleer om vas te byt en te volhard, om te groei en om Jesus, die koning van my lewe, te vertrou met alles wat in my lewe gebeur. Die mense in Jerusalem het koning geskree, toe hulle gedink het, hy kan iets vir hulle doen. Maar 5 dae later, het hulle rug op hom gedraai en geskree, kruisig hom. Hoekom? Omdat Jesus nie aan hulle verwagtinge voldoen het nie. Hy was nie die soort koning wat hulle wou hê nie. Hulle het hom aanvaar terwyl dit gemaklik was, maar verwerp toe hy hulle harte konfronteer en hulle lewens wou verander. En ek en jy, kan jy saam met Jakobus sê, jy's bly oor die beproewings wat oor jou pad gekom het, of wat nou daar is, omdat dit jou nader aan jou koning gebring het? Of
Is jy dalk vies oor dit wat hy in jou lewe toegelaat het? Vies omdat jy voel, hy kon dit gekeer het, of dat hy dit lankal moes herstel het. Jy sien, as ons nie geestelik volwasse is nie, is dit typies hoe ons reageer, wanneer beproewings oor ons pad kom. Wanneer ons koning nie doen wat ons van hom verwag nie, dan draai ons maklik ons rug op hom. Net soos wat die mense in Jerusalem gedoen het. Dis omdat ons kortsigtig raak. Ons sien net die hier en die nou raak. Ons sien die pyn raak, die onsekerheid, die krisis. En dan mis ons waarmee Jesus eintlik besig is. Iets veel dieper, veel groter. Iets wat ewigheidswaarde het. Want sy plan is altyd groter as ons uiterlike omstandighede. Hy het as koning aarde toe gekom om vrede tussen God en ons te bring. Hy wou nie net ons omstandighede kom verander nie. Hy wil steeds vandag meer doen as net dit wat ons van hom vra. Hy wil ons harte verander, want wanneer ons harte op hom gerig is alles in ons lewe hanteerbaar. Jesus kom op 'n baie spesifieke manier die wêreld binne. Toe hy in Bethlehem gebore is, toe hy Jerusalem op 'n donkie binne gekom het, en ook hoe hy vandag nog ons elkeen se lewe binnekom. Is nooit soos wat 'n mens van 'n koning verwag nie. Hy kom sonder fanfare, hy kom in vrede en in liefde, en hy kom met die hoop dat jy hom sal erken as die koning van jou hele lewe. Jesus het gekom om iets veel dieper te doen as om die Jode uit die Romeinse verdrukking te verlos. Hy wou hulle binnekant, hulle hart verander. Hy wou hulle toekoms verander. Ja, hy het gekom om hulle harte vry te maak. Vry van hulle sonde, vry van skuld en van vrees. En hy het nie met wapens gekom nie, maar in vrede, op 'n donkie, met die kruis reeds in sy gedagte, sodat sy mense geestelik verlos kon word van 'n bestaan sonder hoop. En dis hoekom Palm Sondag so 'n groot oomblik is. Die koning het gekom, maar nie soos wat mense dit verwag het nie. En dalk moet ons ook onsself vandag afvra, is ons regtig anders as die skare van daardie dag in Jerusalem? Die skare wat die een oomblik uitroep, prys hom, red ons, wanneer ons in nood is. Maar wanneer Jesus iets van ons vra, dan dra ons weg van hom. Dalk is dit vandag 'n goeie tyd om selfondersoek te doen, deur te vra, volg ons vir Jesus, net wanneer dit vir ons gemaklik is, of eer ons hom as koning in elke aspek van ons lewe. Kom ons dink 'n tydjie oor die volgende. Wys my dade dat Jesus regtig my koning is? Wat doen ek wanneer Jesus se woord bots met my wil of my gemak? Is Jesus regtig my koning of net my helper wanneer ek hom nodig het? Is ek bereid om hom te volg, selfs as dit iets van my kos? Praat ek baie van Jesus, maar ek leef soos ek wil? Eer ek Jesus in my besluite en my dade, selfs wanneer niemand kyk nie? Is hy regtig die koning van my lewe, of net 'n bykomende deel van my lewe? Kom ons bid saam. Jesus, ek wil hê dat U elke dag die koning in my denke, my optrede, my verhoudings en van my tyd sal wees. Wys my waar ek moet verander, sodat my hele lewe kan uitroep, Hosanna,
Loof en prys die koning van alle konings. Amen. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. Turn to you. 'Cause in your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. We welcome you, yeah, yeah. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Oh, when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Jesus het daardie dag Jerusalem binne gekom as 'n koning, nie op 'n perd met wapens en soldate nie, maar op 'n donkie, met sagtheid, met vrede en liefde. En vandag kom hy steeds op daardie manier in jou lewe in, nie met geweld nie, maar met 'n uitnodiging. Sal jy my toelaat om jou koning te wees? Nie net van jou omstandighede nie, maar van jou hele hart. Jesus wil baie meer doen as om net jou probleme op te los. Hy wil jou hart hê.
So as jy wil, nooi ek jou nou uit om in die kommentaar te skryf, ek kies Jesus as my koning. En laat jou lewe daardie woorde wys. Elke dag, elke tree. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en mag jy hierdie week leef met die wete, jou koning is naby. Tot ons weer saam is. Goed.